Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om hierdie dag saam met julle te kan begin, wat ons rondom God se woord kuier. Nou natuurlik gaan ons nog aan met ons reeks oor vyande in jou lewe en vandag, en weet julle, voor ek nou dit sê, wat vir my so wonderlik is ek het gedink, ek wil graag met julle praat oor gevoelens wat ook 'n vyand kan wees. Maar die Here het gesê nee, daar is iets anderste wat ek eers moet met julle bespreek, voordat ons oor gevoelens praat, en dit is woorde. My boetie en sissa, woorde kan natuurlik 'n vyand wees. Hoekom? Want ek bedoel, as jy konstant afgebreek word, as jy konstant aangeval word met woorde, hoe kan dit 'n vriend wees? Kan dit 'n vriend wees? Natuurlik nie. Dit is 'n vyand. En weet jy wat is die hartseer ding, my boetie en sissa? Dat hoe meer 'n mens aangeval word met woorde wat so seer maak, laterand gaan jy gewoond raak daaraan, want jy gaan dink, dit is al woorde wat daar vir jou gesê word. Jy gaan op 'n plek kom, as iemand vir jou iets mooi sê, jy gaan sê, ek verstaan nie, hoe kan dit wees? Selfde ook met komplimente. As jy gedurig geoordeel word oor wat jy doen, as daar heeltyd fout gevind word met wat jy doen, as daar altyd gekritiseer word, en ek bedoel nou nie op 'n mooi manier nie, op 'n manier wat afbrekend is, en iemand kom eendag en gee vir jou compliment, jy gaan op jou rug wil val, want hoekom? Want jy is nie gewoond daaraan nie, en dit is wat hierdie vyande doen in ons lewens, my boetie en sissa. Dit maak ons so gewoond aan, dis al wat daar vir jou gesê word, dit is al wat jy ken. En weet jy, my boetie en sissa, om vir iemand iets moois te sê, om iemand 'n compliment te gee, om vir iemand te kan net daai opregte omgee en liefde en ondersteuning wys, dit is soos 'n heuningkoek, soet vir die gees en opbouend vir die bene. En waar lees ons dit? Spreuke 16 vers 24. En dis so waar. Is dit nie beter dat ons woorde is waarop ons kan mediteer nie, aanneemlik vir die Here, soos wat daar staan in Psalms, in die Psalmboeke. My boetie en sissa, ek wil vandag vir jou sê, as jy op enige manier of enige wyse deel het aan dat jy woorde iemand se vyand maak, het jy nog vandag om dit reg te stel. Jy kan dit regmaak. Ja, dit gaan nie oornag gebeur nie, maar die feit dat jy sê, maar ek wil regmaak, ek wil nie meer hê woorde moet my vyand wees nie, ek wil eerder hê woorde moet my vriend wees. My boetie en sissa, dan is jy besig om op die regte pad te beweeg. Jy staan op teen woorde wat jou vyand is. En dit wys al klaar, dat jou hart is besig om 'n omkeer te ervaar. Dit wys dat jy wil verander. En mag ek vir jou sê, dat ek is trots op jou. En as ek trots is op jou, dink net, hoe trots is die Here op jou. So ek wil vir jou vandag sê, jy het nog tyd om reg te maak. En jy wat woorde gebruik as 'n vriend, woorde wat stigtend is, woorde wat opbou, woorde wat soos daai soet heuningkoek is, hou aan daarmee. Moenie nou ophou nie. Hou aan om daai woorde te gebruik wat 'n vriend is. Nie net vir jou nie, maar vir die mense in jou lewe ook. Amen. Amen. Kom ek bid vir ons. Vader, ek wil om verskoning vra as daar in my lewe was wat ek woorde gebruik het wat meer vyandig is as wat dit vriendelik is. Ek bid in Jesus naam om elke boetie en sissa van my aan te raak. Liewe Here, dat die woorde wat ons spreek, dat ons dit sal spreek onder leiding van die Heilige Gees, dat ons sal toelaat dat U ons lei, Here, dat die woorde wat ons spreek 'n vriendelike woord sal wees, as wat dit 'n vyandige woord is. Mag woorde ons vriend wees en nie ons vyand nie, in Jesus Christus naam. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself, en natuurlik as dit die Here se wil is, gaan ons môre aan met ons reeks oor vyande in jou lewe. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.